Goeiemôre geliefde, baie welkom op hierdie koel donderdagoggend. Vanmôre raak ons 'n onderwerp aan waar die Here net so hard of miskien harder met my praat as met jou. Ons almal nou getuies daarvan, ons almal het oor die media gesien hoe ons eie president en die president van die FSA met mekaar kommunikeer. En ons almal het ons opinies daaroor. Maar vanoggend kom sê die Here vir ons, wat behoort ons houding te wees teenoor die owerheid? En nou sê ek weer, hierdie is 'n ongelooflike, moeilike een, wat hy vanoggend van my vra. Ons lees vanoggend wat hy vir ons sê, in 1 Petrus 2. Wees ter wille van die Here onderdanig aan elke menslike instelling, sowel aan die keiser, die hoogste gesagdraer. Die vorige vertaling sê, omdat die Here dit wil, moet julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser as hoogste gesag is, of die gouverneurs as sy gevolmagtigdes. Miskien is jy dalk soos ek, een van die mense wat die owerheid as 'n noodsaaklike ewel beskou, iets waarteenoor ek en jy hyperkrities staan, want hulle geniet in elk geval nie my steun nie. En ons almal weet wat aangaan in hierdie land. En ons almal is baie keer skaam hieroor. Maar dan moet ons dalk vanmôre net 'n oomblik stil staan en hieroor dink. Want sien geliefde, dis nie die houding wat God van my en jou vra nie. Staan hier duidelik dat ons onsself moet onderwerp aan elke menslike owerheid. En net soos Jesus dit van sy disippels verwag, om onderdanig te wees teenoor alle mense, en dat nederigheid uit ons hele lewenstyl moet straal, so verwag hy ook van ons dieselfde houding teenoor die owerheid. Sjoe. Christene moet loyale landsburgers wees, selfs al sou die regering van die dag, soos in die geval van die Romeinse regering hier in Petrus se tyd, nie Christelik wees nie. Wees daarom versigtig wat jy sê van enige owerheid wat oor jou gestel is. Want hulle sou nie daar gewees het as dit nie deel van God se wil was nie. Ons verstaan dit nie. Maar wat ons vanmôre wel kan sê, is dis net die Here wat ons harte kan aanraak en verander. Omdat hy gehoorsaam was, ook in sy dag. En daar staan 'n kruis vanoggend om vir ons te wys hoe groot sy liefde vir ons is. Daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sondaar nooi, om al die seer en selfprobeer te kom verruil vir soveel meer. Ek is vry, waarlik vry, deur die bloed gestort vir my, genade vloei, waar God moes bloei, daar aan die kruis, die liefdeskruis. Daar staan 'n graf wat leeg getuig, U triomfeer
van elke volk en taal en tyd in glorie glans berei vir hom, beminde van die bruidegom. Ek is vry van het vry, U kom weer, U kom vir my, op daardie dag sal ek bly wag, en leef as bruid, U liefdesbruid, en ek is vry van het vry, U kom weer, U kom vir my, op daardie dag sal ek bly wag, en leef as bruid, U liefdesbruid, en leef as bruid, U liefdesbruid. Here, U ken my eie hart. En nie alleen kan mense se hart verander. Daarom bid ek dat U my 'n loyale landsburger sal maak, sodat my houding teenoor hulle wat U oor my aangestel het, 'n getuienis tot U eer sal wees. En U alleen kan dit vanmôre doen. Amen. Mag jy saam met my 'n wonderlike dag hê.